saam met God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie. Aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot die volle kennis van die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings, soos Griek of Jood, besnedene of vergewe, maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juist daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die naam van ons Here Jesus, terwyl julle God, die Vader, deur hom dank. Verdra mekaar. Nou kyk, vriende, dit is nou maar net eenvoudig so, dat jy makliker met sekere mense oor die weg kom, as met ander. Is dit so? Ok, so dan kan julle maar bly sit, anders is die preekie vir julle nie. Dit is maar net soos dit is, nee? Persoonlikhede verskil, geaardhede verskil, maniere van doen verskil. Vanmôre hier sit. Vanmôre hier sit. Om een of ander rede het die Here hier 'n gemeente geplant wat ongelooflik divers is. Ek wonder of daar so 'n diverse, wel, minstens nie dink ek in ons dorp nie, in die land is. Soos wat ons hier is. Want hier is mense uit verskillende kerke en kerkgenootskappe en spiritualiteite en geaardhede en ouderdomme in een plek bymekaar. Dis wonderlik. Maar diversiteit vra van mense verdraagsaamheid. Hier gebeur goed vanmôre wat vir jou totaal vreemd is of selfs vir jou onaanvaarbaar is en vir ander wie moet verdra dit wat hier gebeur. Verstaan? Ons is in diverse skole. Jy het diversiteit in jou werk, in jou kantoor. En partykeer is die verdraagsaamheid nie net nodig buite jou huis nie. Die grootste verdraagsaamheid is partykeer nodig binne in jou huis. Dan ek het ook maar baie verdraagsaamheid nodig om jou skepsel aan die huis. Verstaan, jy het verdraagsaamheid nodig teenoor jou vrou. Okay, of teenoor jou man, maar staan tieners het verdraagsaamheid nodig teenoor hulle ouers en ouers teenoor hulle tieners. Dis nie altyd maklik om in een familie, almal te verdra nie. Of in jou vriendekring almal te verdra nie. En jy sien, so raak verdraagsaamheid eintlik ons hele lewe. Dit raak al ons verhoudinge. Nie net groot gemeenskappe by mekaar nie, maar tot in jou huis en in jou huwelik en in jou gesin. En die feit dat Paulus
skryf, verdra mekaar, en die woord verdra gebruik, beteken, daar sit iets kompleks in verhoudinge. Alle verhoudinge is nie altyd net glad en maklik nie. Die woord wat hier met verdra vertaal word, beteken eintlik effort, moeite. Die Engels vertaal dit so, die verklaring van die woord, to be patient with, or in the sense of enduring possible, nee, Paulus self. Hy sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Kolossense 3:13 sê, verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergifnis kom wanneer jou verdraagsaamheid uitgeloop het. En jy dan iets verkeerds teenoor iemand gedoen of gesê het. So as ons meer verdraagsaamheid aanleer, gaan ons minder hoef jammer te sê. Is dit nie? So die verdraag kom voor die vergewe. So verdraagsaamheid is soos 'n filter. Dit behoort te keer dat ek iets verkeerd sê, of iets verkeerd doen, of verkeerd optree teenoor iemand anders. Dis die verdraagsaamheid wat die filter is. En as dit uitloop, dan moet ons verskoning vra, dan moet ons vergewe. So hoe lyk hierdie filter? Hoe lyk my en jou filter van verdraagsaamheid? Of is dit eenvoudig dit wat inkom, kom uit? Gevloek kom in, gevloek kom uit. Woede kom in, woede kom uit. Irritasie kom in, irritasie kom uit. Hoe kry ons dit reg om met meer verdraagsaamheid teenoor mekaar te leef? En ek het 3 sleutels vanmôre, wat ek dink ons sal help in al ons verskillende verhoudings, oor verdraagsaamheid. Die eerste ding is, daar's 'n dra en verdra. Ek praat die week met iemand wie se televisie by die huis stikkend is, of stikkend geraak het. En hulle vertel vir my, maar hulle het die ding ingevat om reg te maak. En ek dink toe, okay, dit is mooi om dit te doen, maar hulle vertel toe watter moeite dit was, en frustrasie, om hierdie televisie nou in te vat vir iemand hier in die dorp om reg te maak. Maar hulle besluit dis die regte ding om te doen, hulle gaan dit doen, hulle haal die TV af, hulle vat hom in, en weke gaan verby. En hulle kry nie die televisie terug nie. En die kinders by die huis kan nie TV kykie, want die TV is in om reggemaak te word. So gaan die ma later terug, kyk as die ma gestuur word om die situasie uit te sorteer, nee, dan weet ons, die ding is nou al tot op 'n punt. So die ma gaan om te gaan uitvind, want die pa die TV ingevat. Waar is die TV? Hoe lank gaan dit vat? Nee mevrou, dit gaan nou wees, een van die dae, dan kry jy jou TV terug. So gaan nog tyd verby. En met klomp dreigemente, kom die televisie nou uiteindelik uit, en hy kom terug by die huis, en toe hulle die ding aansit, toe wys Netflix ander mense se name. Toe het hulle nie eers hulle eie televisie teruggekry nie, maar iemand anders se televisie. 'n hengse frustrasie. En om iets reg te maak vandag is moeite. Dis eintlik vir ons makliker vandag as iets stikkend is, gooi die ding weg en gaan koop 'n ander een. Ons het hierdie weggooi kultuur aangeleer. Ons drink nie eers meer koffie uit koppies wat ons moet gaan was nie. Ons het koppies wat ons weggooi. Dis minder moeite. Dit was nie 30 jaar terug so nie. 30 jaar terug het ons goed gewas, skoon gehou, opgepas, reggemaak. Ons het motors, vir jare en jare gery.
En as hulle breek, is hulle reggemaak. Daar was werktuigkundiges en mense wat goed kon regmaak, feitelik in elke woonbuurt in hierdie land. Jy kon dit vat vir iemand en hulle sou dit fix, sal dit regmaak. Vandag werk dit anders. Ons soek nie die effort nie. En wat doen ons? Ons delete en unfriend eerder. Jy sien, maar om met Jesus se gesindheid te leef teenoor ander mense, vra effort. Dis moeite. Dit maak jou moeg. Dit vra konsentrasie. Dit vra uithou vermoë. Dit vra vasbyt. Dit vra dat ek die hele tyd ander mense se gevoelens in ag moet neem. Dit vra dat ek ander se belange op die hart moet dra. Dit vra dat ek dikwels ander se nikke en grille moet verdra, al is dit vir my 'n frustrasie. Maar dit is wat liefde doen. Dit is wat liefde vra. Jy dra iemand op die hart. Al hou jy nie noodwendig van die persoon nie, of al hou jy nie van wat die persoon doen nie. Jy hanteer ander mense met liefde, want verdra is dit wat liefde vra. Vriende, liefde los nie mense langs die pad nie. Dit wat jy gaan ontvang. As jy verdraagsaamheid, huldig en gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. God is slow to anger. Dit is verdra. Stadig om kwaad te word. Want dis wie God is. Dis wie ons moet wees. Stadig om kwaad te word. Want jy was kwaad en geïrriteerd en wat jy later oor hom vergifnis moet gaan vra. Die verdra kom voor die vergewe. Spreuke 15 vers 18 sê. Ek weet ook nie hoekom praat Spreuke van dit wat nie mooi is nie van 'n man en dit wat wysheid is van 'n vrou, maar dis nou wat Spreuke doen. 'n Opvleende man, so seker vrou ook kan wees, sit 'n stryery aan die gang. Maar 'n geduldige mens bring 'n geskil tot bedaring. Net 'n ander vertaling. 'n Mens wat gou kwaad word, sal twis en stry. Maar 'n geduldige mens maak vrede. Jy sien vriende, sonder hierdie geduld, kan ons nie verdra nie. Dis onmoontlik. Maar die liefde is geduldig, sê 1 Korintiërs 13. En daarom is geduld die vrug van die Gees. En daarom kan jy Jesus raak sien en Jesus raak hoor in mense wat geduldig is met mekaar. Geduld is om nie te vinnig te praat nie, maar eers te luister en eers te dink voor jy praat. Geduld is om nie te vinnig kwaad te word nie. En sintend ook, van myself en rede. Paulus sê nie, die Bybel sê nie, ons mag nie kwaad word nie. Ek dink partykeer word ons net nie kwaad vir regte goed nie. Maar hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Daar's 'n manier van kwaad word en 'n manier van nie kwaad word nie. Ons mag kwaad word.
Eintlik moet ons kwaad word oor dit wat verkeerd is. Ons moet kwaad word oor sonde, maar jy doen dit op die regte manier. Geduld is 'n pause. 'n oom, die geduld wat die Gees gee, gaan ons vinnig en oorhaastig van nature doen dit wat ons nie wil doen nie. So geduld is eintlik net die geleentheid wat ek vir die Heilige Gees gee om my in die waarheid te lei. En dis waarom Dawid eintlik bid om geduld. Here, sit net asseblief tog 'n wag voor my mond. Here, maak my geduldig met my reaksie. Here, maak my geduldig met my woorde. Geduld wat die Gees gee, is daardie wete diep binne in my, dat ek nie nou uitgelewer is, ek kan niks doen aan hierdie omgekraptheid in my lewe nie, so dit moet nou net uitkom. Dis nie so nie. Geduld is hierdie innerlike beheer wat die Gees vir my gee, om my omgekraptheid in die lig van die Gees en die woord te sit, en op 'n ander manier te reageer, as dit wat ek ontvang het. Want jy word nie beheer as kind van die Here deur jou ongeduld nie, maar deur die geduld wat die Gees vir jou gee. Die liefde is geduldig. Die laaste ding. Daar kort te kyk. Om deur Jesus se oë na mense te kyk. Ons het gehoor vanmôre, verdra is 'n keuse om nie te delete nie. Ons het gehoor, die vrug van die Gees is om geduldig te wees met mekaar. Maar soos ons verlede week gehoor het, kan ons net mekaar verdra of leer verdra en vergewe as ons 'n nederige gees het. Jy sal net ander mense, liewe kind van die Here, jy sal net ander mense kan verdra as jy ver oggend besef hoeveel God van jou moet verdra. Anders gaan hierdie diens by jou verbygaan, glo vir my. Jy gaan net besef ek moet ander meer verdra. As jy nie vanmôre hier sit en dink maar ek doen eintlik alles reg nie. Moet ek dan nie ook ander en hul swakheid verdra nie. Ek het begrip vir ander, omdat God begrip het vir my. Dis 'n nederige gees. Ek het genade vir ander, omdat God genade het vir my. Ek is geduldig met ander, omdat God geduldig is met my. Ek verdra ander, omdat God my verdra. Mag die Here vir ons nuwe oë gee, om met verdraagsaamheid in ons huwelike, in ons huise, in ons gemeenskap, in ons gemeente te leef.